Goeiemôre, welkom by dag 10 van Flowering Almonds se 21 dae uitdaging. Vandag gaan julle 'n groot geraas hoor, want ons gesels oor hoe om God se stem te hoor ten spyte van die geraas in die wêreld. So ek het my haardroër hierso wat 'n lekker groot geraas gemaak. My kinders is op standby. Hulle hoef nie eers op standby te wees nie, want ek neem die video 'n bietjie laat vandag af, so die geraas is werklik 'n groot geraas. Buite is die tuinman besig om gras te sny. Die skottelgoedwasser is aan, die wasmasjien is aan, die voeltjies fluit, so daar is omtrent 'n groot geraas. Maar voordat ek met julle gesels, kom ons sluit gou die oor en bid ons saam. Here Jesus, dankie vir die groot voorreg dat ons vandag weer in die woord in kan delf, en dankie vir die tema van vandag wat U op my hart gedruk het. Here, ek kom bid dat U elke persoon wat luister, sy hart sal kom verseël met die Heilige Gees. Here, ek kom bid dat U my tong nou 'n vaardige skrywer sal maak, Here, dat dit wat ek spreek, Here, uit die hart uit sal kom, en dat U werklik my tong sal gebruik as 'n vaardige pen vir U stem. Here Jesus, ek kom pleit die bloed van Jesus Christus so oor my, oor hierdie video, oor die klank, en oor elke persoon wat luister. In Jesus se naam alleen, amen. Nou ja, ons wil graag ten spyte van geraas, wil ons nog steeds... Asai, dankie kinders, julle was awesome geweest. So hulle het vandag baie mooi my gehelp. So ja, nou kan ek sê wat ek wou sê. Ten spyte van die geraas wat om ons is, daar's daaglikse groot geraas, is die Here besig om met ons te praat. Maar ons oomblikke wat ons nodig het om werklik stil te word en sy stem ten spyte van al die stemme wat daar buite is. Dis honde wat blaf, die Heidi Duits is besig om te skree, ons eie voeltjie is hier besig om te fluit, my kinders roep, die haardroër is aan, die grasnyer is aan, en ten spyte van al hierdie geraas wat om ons is, moet ons die Here se stem kan hoor. Nou, hoe vergelyk dit met elke dag? Die geraas wat ons hoor is nie noodwendig altyd 'n fisiese geraas nie, dis die geraas van stemme wat ons hoor, opinies wat ons hoor, die nuus wat ons lees, dit wat ons buitekant sien met ons oë, alles is stemme wat hier in ons gedagtes kom posvat, en dit is die stemme wat ons hoor, en ons moet kan onderskei, wanneer is dit 'n stem van die wêreld, en wanneer is dit 'n stem van die Here. Nou, ons sleutelskrif vir vandag is Johannes 10 vers 27, en dit sê, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Nou julle, daar's baie wonderlike studies oor die Here se stem, en oor 'n skaapwagter, die herder, wat sy skape ken, en hulle ken hom. So as mens gaan oplees, dan sal jy hoor dat die skapies reageer nie op ander herders se stemme nie, hulle reageer net op hulle eie herder se stem. Dit is my so amazing, ek het op 'n tyd het ons by my sussie hulle gaan kuier, en hulle boer met melkbokke. En as my sussie praat, en sy sê hulle name, dan kom hulle so ewe in 'n rytjie aangeloop, en dit was my ongelooflik hoe hulle haar stem ken, en reageer op haar stem. En dit is wat Jesus sê, hy sê, sy skape ken sy stem, sy skape reageer op sy stem, en hy ken hulle stemme ook. Hoe amazing is dit om te weet die Here ken ons stem ook, ten spyte van die geraas. Nou ja, hoe hoor ons God se stem? Die eerste een is wees stil. In Psalm 46 vers 11 staan daar, wees stil en weet ek is God. So om stil te raak, wanneer dit so raas om ons en die wêreld so besig is, dan het ons nodig om 'n stil plek te vind en 'n stil oomblik te vind. En dit kan enige tyd wees. Ek kan partykeer by my werk wees, en ek kan regtig badkamer toe gaan, en ek kan daar vir 2 minute net stil raak en sit en sê, Here, ek is moeg, Here, ek gee my nuwe krag, kom praat met my. En in daai oomblik kan kom praat die Here met my, en hy kom gee vir my vrede, en ek gaan nou vir julle sê hoe die Here met my praat. Dit kan 'n oomblik wees, ten spyte van die feit dat ek kos maak, besig is met alledaagse take, terwyl ek die kaas rasper om spaghetti bolognese te maak. In daai oomblik kan my gedagtes kies om te fokus op die geraas, die TV is aan, die kinders raas, of my gedagtes kan by Jesus wees. Dis 'n keuse om 'n oomblik te skep van stilte ten spyte van die geraas. Maar dan is daar ook 'n doelbewuste tyd wat ons moet uitkoop om stil te kan raak. Vandag neem ek doelbewus my video 'n bietjie later, maar in die oggende gewoonlik wanneer ek die video opname maak, is dit doodstil in my huis. Almal slaap, dit kos opoffering, ek moet vroeër opstaan om die video te kan neem,
Maar wanneer ek vroeër opstaan, dan is dit doodstil en ek kan regtig stil wees en die Here se stem hoor, want daar's geen ander stem wat in daai oomblik praat nie. Partykeer het ons nodig om ons fone bietjie af te sit, om 'n keuse te maak om dan sy stem te hoor. Ek het vriende wat wonderbaarlik, hulle maak keuse om elke Sondag vir die hele dag sit hulle fone af. En hulle sê dis tyd saam met hulle gesin en dis tyd om stil te word en die Here se stem te hoor. En dit is my so mooi want hulle word nie afgetrek deur sosiale media nie. Hoe maklik word dit net nie ons to go to place. Die eerste ding wat ons doen wanneer ons moet stil word is om ons foon te vat en te scroll deur Instagram of deur Facebook of nog 'n reel te kyk. En ja, die Here gebruik dit ook, net soos wat hy hierdie video op sosiale media gebruik, maar hy wil hê ons moet stil word. Want dis in daai stilte, daai oomblik wat ons alles afsit, elke stem van buite, wanneer ons werklik sy stem kan hoor. Dan om stil te word, het ek hierdie praktiese raad wat ek vir julle kan gee, wat vir my ook werk, is om stil te word, is om 'n tyd te skep en 'n plek te kies. Wat stil is, wat rustig is. Maak daai jou plek, waar jy weet, hier gaan ek met die Here nou intiem wees en tyd met hom spandeer. En wanneer jy dan daai tyd spandeer, is om jou Bybel naby te hou, en 'n stukkie, al is dit een vers uit die woord uit, 'n vers te lees, en dan te bid en te vra, Here, wat wil U vir my sê vandag in hierdie vers? Kom praat met my deur hierdie vers. En die eerste gedagte wat in jou kop opkom, skryf dit in jou joernaal neer. Want as jy gaan terugkyk en jy gaan dit lees, gaan jy weet dis nie jy wat dit geskryf het nie. Dis die Heilige Gees wat met jou gepraat het. Die Heilige Gees praat nie altyd in donderslae nie. Hy praat in 'n stil, sagte fluistering. Dis 'n mooi mens lees nie woord waar een van die profete gevra het en gesê het, Here, waar is U? Ek kry U nie in die donderslae nie. Ek kry nie in die harde geraas nie. Ek kry nie in die stormwind nie. En die Here sê, maar hy is in stil fluistering. En dit is presies waar jy hom gaan ontmoet, is in daai stil fluistering. My tweede punt is, leer sy woord ken, want dit is waar hy met jou gaan praat. As jy sy woord gaan lees, gaan daai woorde in jou gedagtes kom vassit. Dit kom sit in jou gedagtes. En in 'n oomblik wat jy in 'n situasie is, gaan 'n skrif by jou opkom. En dan gaan jy weet, dit is nie die vyand wat skrifte in jou gedagtes laat opkom nie. Inteendeel, hy gaan dit wil blus. Dis slegs die Heilige Gees wat skrif na vore laat kom. Want ons lees in 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17, dat die hele skrif deur God inspireer is. So elke deel van die woord wat jy lees, elke liewe vers, is deur die Heilige Gees inspireer. En wanneer jy dit lees, dan kom dit en dit kom sit hierso. En dan kom dit en dit word lewend deur jou. Goed, die derde een, wees gehoorsaam in sy leiding. Jakobus 1 vers 22 sê, wees daders van die woord en nie net hoorders nie. So wanneer jy sy woord hoor, wanneer jy sy woord lees, is daar sekere opdragte. En die Here verwag 'n gehoorsaamheid van ons. En wanneer jy in gehoorsaamheid in sy woord begin optree, dan begin hy daai wêreldse stem uitblus. En dit word net sy stem wat jy hoor. Gehoorsaamheid kweek ore wat kan hoor. Dit kweek by ons 'n hart wat ingestel is op die Heilige Gees, maar ongehoorsaamheid maak dit ons nie die Here se stem kan hoor nie. En ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee. So my kinders, net soos enige ander kind, kan baie ongehoorsaam wees, nie bietjie nie, baie. So wanneer ek met hulle praat, dan sê ek ag, moenie op die bank spring nie. Klim van die bank af. En sal hulle aanhou. Hulle hoor my nie. Hulle hoor my net nie. Of hulle kies dalk om my nie te hoor en dan sê ek weer sê, moenie op die bank spring nie. En dan sal luister hulle nog steeds nie. En dan staan 'n oomblik wat hulle dalk seer kry of 'n oomblik wat ek sê, luister, moenie op die banke spring nie, wat ek met hart praat. En dan sal hulle eers gehoorsaam wees. En dit is hoe die Here met ons praat. Hy kom met sy woord en hy sê, oppas, wees versigtig, moenie hierdie doen nie. En dan luister ons nie. En hy laat daai woord kom in ons gedagtes op wanneer ons in situasies en ons is ongehoorsaam. En dan moet hy weer praat. En dan op 'n stadium met hy hart met ons praat. So die Here hou aan met ons praat, maar dis ons keuse hoe ons sy stem gaan hoor. Gaan ons daai sagte stem hoor deur gehoorsaamheid of gaan hy met ons met hart praat omdat ons ongehoorsaam is? En julle, die probleem is wanneer ons ongehoorsaam is,
dan raak dit soos filters oor ons ore. En ons hoor nie meer nie. Ons hoor nie meer mooi wat die Here sê nie. Ons ore raak verdraaid met dit wat die wêreld sê. So dis belangrik dat ons ore moet skoon hou. Ek het nogal juist gisteraan toe ek voorberei met hierdie woord, toe gee die Here net vir my 'n prentjie van 2 oorstokkies. En tot op hierdie oomblik het ek nie geweet wat dit beteken nie. My Here het vir my 2 oorstokkies gewys en ek besef wat dit beteken is. Ons moet ons ore skoon maak met gehoorsaamheid. Ons moet daai ongehoorsaamheid uithaal wat maak dit nie oop kanaal is vir sy Heilige Gees om te hoor nie. Dit wat ons ore belemmer, die wêreld se stemme moet ons begin uithaal. En ons kan dit slegs doen as ons gedagtes was met sy woord. Goed, ek het hierdie vir julle neergeskryf en ek sal dit vir julle op 'n post ook sit, maar dis my so mooi. Wat is God se stem en wat is die vyand se stem? So baie mense vra vir my, wanneer weet ek of is dit God se stem? Nou God se stem is, sy stem maak jou stil en rustig. Die vyand se stem jaag jou aan. God se stem lei jou. Die vyand se stem sal jou druk, jy voel of jy gedruk word. God se stem bevestig en verseker jou. Die vyand se stem maak jou bang. God se stem verlig jou sodat jy kan sien. Die vyand se stem bring verwarring. Wanneer jy verward voel, moet jy weet, jy moet regtig gaan intune en vra Here kom praat met my, want verwarring kom van die vyand. God se stem moedig jou aan. Die vyand se stem ontmoedig jou. God se stem troos jou, die vyand se stem maak jou bekommerd. God se stem kalmeer jou. Die vyand se stem maak jou aggressief, angstig en kwaad. God se stem oortuig jou, hoor mooi, hy oortuig jou. Die vyand se stem laat jou veroordeeld voel. So in Engels praat ons van condemnation. Nou daar's 10 maniere wat ek vir julle neergeskryf het, hoe God met mens praat, en ek sal die skrifgedeeltes ook deel op 'n Facebook en Instagram post. Die eerste een is sy woord. Hy praat met jou deur sy woord, soos ek vroeër genoem het. En dis die eerste beste manier hoe God praat. God sal nooit teen sy woord praat nie. As jy 'n stem hoor, gaan maak seker, of stem dit wat jy gehoor het ooreen met sy woord. Want God gaan nooit ooit teen sy woord gaan nie. Die tweede een, dis 'n fluister, 'n stil klein stemmetjie. Julle weet daai stemmetjie, ons sê altyd vir ons kinders, daai stemmetjie wat vir jou sê, moenie nou jou sussie klap nie. Dis daai stemmetjie wat ons nog steeds hoor. Dis daai stemmetjie wat wanneer jy in 'n winkel loop, wat vir jou sê, betaal daai persoon se inkopies. Of wanneer jy verby iemand ry om te sê, stop, koop hulle 'n brood. Dis daai stil, sagte stemmetjie. Dan is daar daai stem wat skree. Dis soos wat ek geskree het op die bank vir my kinders, om te sê, hou op, spring op die bank. En dit is omstandighede. Wanneer ons nie wil hoor nie, praat God baie keer met ons deur omstandighede, deur terug te staan en toe te laat dat die omstandighede soos daai snoeiskerp kom snoei, sodat ons kan hoor. Die vierde een, mense wat jou vind. En hoe amazing is dit as jy daai mense is wat ander vind. So, ek gee 'n idee. Wanneer ek bid en ek vra Here gebruik my en ek ry of ek is in 'n winkelsentrum en daar is 'n vrou wat by die til werk en die Here fluister in my hart en sê vir hierdie persoon, die Here het jou nie gelos nie. En ek sê dit vir haar. Dan is ek daai persoon wat gebruik word. Nou die Here gebruik ander mense vir wie hy fluister. Hulle is gehoorsaam, hulle is daders van die woord en dan bring hulle so sy stem na jou toe. Maar jy kan ook die Here se stem na ander toe bring. Goed, die 5de een is wyse raad, né? Counsel, godly counsel, mense wat vir jou raad gee. So een van die eienskappe van die Gees van God is wysheid. So wanneer jy vervul is met die Heilige Gees, kom gee die Here vir jou die Gees van wysheid. So baie keer sal iemand vir jou raad vra en die Here sal dan net so laat dit uit jou uitvloei dat jy goeie raad kan gee. Dis die Gees van wysheid. Goed, die 6de een is hy praat met jou in jou gedagtes, nê? So hoe voller jou gedagtes is met sy woord, hoe meer gaan jou gedagtes deur hom bruikbaar kan wees en hy deur jou gedagtes met jou kan praat, daai fluisterstem. Die 7de een is drome en visioene. Dis nie oudtyds nie. Die Here praat tot vandag toe in drome en visioene. Ek kry soveel keer iemand wat my sê, hoorie, hulle het so lank laas met my gepraat, maar hulle het gisterand van my gedroom en hulle het dit en dit en dit gedroom. En dan is dit spot on.
Want daai droom is spesifiek wat in my lewe aangaan. Hulle weet nie wat aangaan nie, maar hulle is gehoorsaam om toe te laat dat die Heilige Gees met hulle praat in 'n droom en my dan te laat weet en sê hoorie ek het van jou gedroom en ek het dit gedroom. Mense skryf wonderlike boeke oor hoe om drome uit te lê. Ja, daar's soveel amazing toerusting vir ons daar buite om ons te help. So drome en visioene is definitief, ja, die Here praat nog steeds deur dit. En dan die 8ste een is die Here praat ons deur sy skepping, die natuur. Wanneer mens so vir die see kyk en die golwe rol so, kan mens nie anders om die Here se stem te hoor nie. As jy na die berge kyk, as jy na die diere kyk, as jy na die voeltjies daar buite kyk, die groen gras, die jacaranda blomme wat nou so mooi pers is, en jy kies om ingestel te wees en te sê Here praat met my, dan sien jy ewe skielik dit raak en jy sien dat hy skepper God is. Hy is die een wat nog steeds voorsien. Hy is die een wat by jou is. Dan die 9de een is die Here kom praat bonatuurlik partykeer. Net soos wat hy met Biliam se donkie gepraat het of wat hy in die brandende braambos was vir Moses, kom hy vandag nog en hy kom praat deur wonderwerke. Die 10de een is hy kom praat deur vrede. En dis die een wat die Here baie gebruik. Wanneer jy nie vrede het nie, dan moet jy weet, jy moet stil raak en die Here se wil gaan vra en sy aangesig gaan vra. So net om 'n idee te gee, sê nou maar ek en my man besluit, ons wil op 'n vakansie gaan. En ons voel, daar's nie vrede in ons hart nie, ons voel onrustig. Dan weet ons, dis God wat met ons praat en sê nie nou nie. So ons ken al daai stem van vrede, om te weet vrede is hoe God praat. So jou uitdaging vandag is om in jou stiltyd 'n stil oomblik te gaan kry, eenkant weg van almal af, net soos wat gister stil word, of nee, ek trek nou al by Dinsdag, eergister stil word Sondag was, waar jy moes gaan stil word het. Wil ek jou aanmoedig om 'n stil oomblik te gaan soek, 'n stil plek. Trek die woord van God nader. Ek gaan 'n klomp skrifte stuur. Skryf dit neer, skryf een van daai skrifte deur en vra Here, kom praat met my asseblief. En dan skryf jy neer in jou joernaal dit wat hy vir jou gee. Miskien gee hy vir jou 'n prentjie. Nou is jou challenge verder. Nou gaan jy vra Here, kom praat met my wanneer ek vandag of môre uit hierdie huis van my uitgaan. By jou werk of by waar jy ry in die winkels, waar jy moet brood en melk koop. En vra die Here om met jou te praat. So, dan vra jy, Here, praat met my om woord vir iemand anders te gee, sodat hy jou kan gebruik. En dan is dit soos 'n skattejag. Wag tot 'n oomblik wat die Here vir jou iets sê. Iets wat so mooi is wat 'n vriendin van my doen, hulle sal altyd 'n ekstra brood koop wanneer hulle Spar toe gaan. En dan is dit soos 'n skattejag vir haar kinders vir wie hulle dit kan gee. So as jy nog nie gemaklik genoeg daarmee is om die Here te vertrou om vir jou woord te gee, om vir iemand te gee nie, gaan koop dan 'n ekstra brood en vra Here, vir wie moet ek hierdie brood vandag gee? So jy het 'n tweeledige uitdaging vandag, dis om in jou stil word oomblik 'n skrif te lees en te gaan neerskryf wat in jou gedagtes opkom. En jou tweede uitdaging is dan om 'n broodjie te koop of in die winkel of by jou werk vir die Here te vertrou vir 'n woord vir iemand. Jy kan, as jy nie winkels toe gaan nie, as jy nie by die werk vandag is nie, vra die Here dan om met jou te praat oor iemand vir wie jy 'n boodskap moet stuur. So ergens deur vandag weet ek, iemand gaan by jou gedagtes opkom en jy gaan vir daai persoon net 'n boodskap stuur die vers wat jy gelees het vandag en kyk wat die Here gaan doen. Dit is so opwindend om die Here se stem te vind, maar dis iets wat ons moet oefen. Ons moet ons ore begin train om die Here se stem, ekskuus vir die Engels, ons moet ons ore begin oefen om die Here se stem te hoor. Ons moet daai 2 oorstokkies vat, ons ore skoon krap, die wêreld se stemme uithaal, ons ongehoorsaamheid uithaal en die Here vertrou om ons te gebruik. Mag die Here werklik vandag met julle kom praat en mag hy julle gebruik. Ek seën julle in die naam van Jesus Christus.